Geliefdes, ons kan ons sitplekke inneem die wat kan sit. Geliefdes, hier so groot in die naam van die Here. Ek groet ons apostelmoeder, ons juffrou. Ek groet ons nasionale sekretaris en sy vrou. Ek groet ons senior pastoor Skilpad. Ek groet ons besoekende leiers hier vanmorgen, apostel, pastoor. U is gegroet in die wonderlike naam van die Here. Al ons leiers van verskillende takke, u is gegroet in die wonderlike naam van die Here. Die Breë Kerk is so groot in die wonderlike naam van die Here. Elke besoeker wat vandag hier is om hierdie dag met ons te geniet, is so groot in die wonderlike naam van die Here. Geliefdes, ons skriflesing is in Galasiërs 5, vers 25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel en mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, of jy nou wandel, of jy nou loop, wat jy ook al doen, een feit weet ek, almal van ons is op 'n pad. Want toe jou pad lei, weet ek nie, maar een ding is seker, almal is op 'n pad. Die Ou Testament sê ons het weer ons het paaie. Een mens het klomp paaie. Ek is die leier van hierdie kerk, dit is my pad. Ek is 'n getroude man, dit is ook 'n pad. Ek het kinders, dis ook 'n pad. Ek het 'n werk, dis ook 'n pad. Of jy nou arm is, dis 'n pad. Siek is, dis 'n pad. Verbitterd is, dis ook 'n pad. Sukkel om oor 'n trauma of dood te kom, hartseer, is 'n pad. En of jy nou die pad alleen loop, met die duiwel of met die Here, maar elkeen het 'n pad. En wat die pad ook al mag wees, het sy dit 'n ongeneeslike siek. Een ding wat ek weet, as jy wandel, vra ek die kerk, sorg dat jy deur die Gees wandel. Geliefdes, ek dink gisteraand om die kerk van die Here, die kerk van God der Lewenssentrum gemeente weer te herinner van identiteit. Die naam van die kerk, die skrif van die kerk, want ons lewe nie soos mense wat herleef. Herleef beteken jy was dood, maar jy lewe nog weer. Jy lewe weer. Man of God, speak out.
En hier is mense wat se drome dood is. Ek wil graag hê, jy moet weer herleef. Hier is mense wat jy kan onthou wanneer las het jy gebid het. By jou geestelike lewe is mors. Die verskil tussen herleef en herlewing. Herleef is individu, een mens. Maar herlewing is 'n groep mense wat lewendig word. En in hierdie kerk het ons sien 'n visstop mentaliteit. Maar ons is hier om herlewend te zijn aan die paal van God vertrouw ons met een net toe hy sê, ek sal julle vissers van mense maak. Ek wil die kerk se skrif lees en ek wil hom stadig lees. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Luister, hulle hardloop en word nie moeg nie. Luister die laaste gedeelte. Hulle wandel en word nie mat nie. Hulle wandel en word nie mat. Dis ons identiteit. Geliefdes, is miskien is die kinders wat nie weet uit wat 'n fabriek het. Kom 'n lidmaat van die kerk van God en lewensentrum. Ons embleem op die dier wat ons nou verwys word is 'n arend. As dit lyk sy naalse word stop, hy kan nie weer mooi sien. Die arend bid nie dat die has moet breek nie. Die arend bid nie dat die see 'n dooie vis uitspoel nie. Maar die arend werk aan homself. Die arend gaan sit en wag totdat sy skepper hom weer herleef. Dit is die identiteit van ons. Ek bid nie dat die Here my kind verander nie. Nee, ek bid dat die Here vir my verander. Geliefdes, as die skrif sê, jy wandel en jy word nie mat nie. Kom ek verduidelik, geliefdes. Nie mat nie beteken jy gee nie op nie.
Jy hoor nie. Jy is wederstrewe. Jy bid sonder ophou. Liefde glo alles. Al gebeur niks. Al het my gebed word nie verhoor nie. Ek wandel soos 'n lidmaat van die kerk van God. Herlewingsentrum. My geloof is hier binne. My hoop is in Christus. Jesus. Ek dink ek moet die kerk nog nader bring. Geliefdes, is die Here antwoord twee maniere. Maar hy antwoord. Maar ons steek vas by die eerste antwoord. Die eerste antwoord is: my kind gebruik drugs. En dan verlos die Here my kind. Ek is werkloos. Dan gee die Here werk. Maar die Bybel sê, as jy op die Here wag, jy kry nuwe krag. En hy wat die weg is, as jy loop en jy wandel, die Here kan my nie hardhoorig maak. As hy weet, ek kan net sê, maak my kind gezond, is hy gezond. Hoekom moet hy my seën met, ek moet nie mat word. As ek die eigenskap moet gebruik, van op die pad, verhoor God my gebed op twee maniere. Hy verhoor hom buite, of hy verhoor hom binne. Jesus Christus bid in die tuin van Getsemane. Here, as dit moontlik is, vat hierdie beker weg. Maar die kruis word nie weggevat nie. Al wat God doen, hy versterk Jesus van binne. Dit is die spoorse boodskap wat Christene nie wil hoor nie. Ons moet nie sê wandel en word die mat. Ons moet net sê wandel en al jou gebedens word verhoor. Maar my doel is om u by die volheid van God te bring. Geliefdes, kom ek vat hier in die skrif. Die Here maak blindes gesond. Krepeles loop. Dis wonderwerke. Maar as die Here jou weer laat herleef, maak jou lewend. Dis die grootste wonderwerk. Hy is groter as om 'n dooie in die dood op te wek. Geliefdes, ek het gedink ek dwaal. Ek lees deur die Bybel en die skrif sê vir 430 jaar het die Israeliete gebid
moet dit nie moeg raak. Nee, 4 jaar. Wie 40? 430 jaar. Sy nie mat word. Sy aanhou en glo. Ek sê nee man, maar ek verstaan nie die skrif nie. Gaan kyk die boeke van Habakuk. Daai man het gebid vir 'n antwoord. God het hom nooit geantwoord. Habakuk se lewe sluit af waar hy sê, alhoewel die vuurblom nie pot. My oorwinning kom nie van externe faktore nie. My blydskap en my oorwinning is in Jesus Christus. Geliefdes, die boodskap hardloop net die behalwe wat jy met die thema loop, die was 'n droom wat uitgekom het. Ek het gebid daaroor, maar die Heilige Gees het my wakker geskit en geklim. As 'n leier, vol van die Gees van God. Halleluja. Jy kan nie mat word. Jy kan nie moeg word. Jy sal elke dag mense in die kerk is. Wat skinder? Wat skelmpies dood? Wat skelmpies drink? Wat skelmpies vreemd? Wat doen men ag? Wat ongehoorzaam is? Paulus, die doring in jou vlees sal nooit genees word nie, maar my genade, dit wat ek jou gee, maak jou sterk vir alles wat jou pad. Ek leer jou God, wandel dan met jou. Nieuwe kracht wat jou bonnatuurlijke vermoë gee. Jy hardloop kilometers en jy word nie moeg nie. Ek wandel met hom, maar as ek voor my kyk, sien ek die enige beterskap in die kerk. Maar wat sal jy doen? Jou identiteit sê wandel en word nie mat. Geliefdes, ek dink vanmorgen aan verlede jaar se tema. David vlug na die spilong. Bang. Hy gaan wag op die Here. Vir nuwe krag. Want hier is 'n onbekende pad wat voor lê. Ek kan nie vir ewig wag.
lonely. Maar hy moet opstaan. En hy moet wandel. Soos mens is, David kyk net vir Saul. En toe Saul geoorwin word, tot dink hy, dis klaar. Maar dit wat op sy pad lê, maak vir Saul klein skoon. Want as God jou krag gee, as hy jou vertrou met sy gees, los my klein dokkelossie, en die mens wat jou so job op in die veld, hy is klein skoon. God vertrou jou met sy ewige gees. Van die stryde en beproewings wat voor lê, kan jy nie alleen. Geliefdes, miskien is die boodskap maar vir my. Maar ek gaan nie mooi. Halleluja. Die dood sal my hier weggaan. Ek hoor nie. Ek sal nooit op ons sonde preek nie. Ek sal ook nooit op ons lief is. Ek sal nooit op my gees sê langmoedigheid. Want ek is vertrou met die ewige gees. Geliefdes, kom ek verduidelik nog verder. Toe Saul sterwe, word David koning gemaak, regtig, en dinge loop mooi. Maar hy weet nie op sy pad, gaan die eerste sy babatjie verloor. Die man wat so na aan die hart van God is, hy sal bid, hy sal vas, niks gebeur. Ek praat van die mense wat sê, die Here verhoor nie gebede, sê ons is koud. Bring die lys van profete en predikers in die Bybel, dan wys het jou allemaal wat God net van binne versterk het. David weet nie, in sy huis moet sy seun sy eie suster verkrag. En die koning, die man van God se huis, moet daar onsedelike sonde. Toe hy in die spilong lê en dink God versterk hom net, vir Saul maak hy 'n baie groot fout. Want in jou huis, David, sal Absalom sy eie bloed doodmaak. En as koning moet jy lewe met die seer en pyn van God het jou vertrou met die beste. Jy kan wandel in hom ongeag die omstandigheid. Jou eie kind sal teen jou opstaan, David. Absalom, dat jy moet vlug uit jou paleis, want jou kind soek jou kwam.
Het handel soos Paulus. Wat vra wat sal my skei? Van die liefde van Jesus. Rykdom, armoede, swaar kry, siekte, aanvaarding, minagting. As jy sê jy is meer as 'n oorwinnaar, hoekom wil jy wen sonder bekleed? Hoe kan het jou padkos inpak? Dan val jy nie op die pad en ren. Hoe maak het jou tank vol om jou kant toe te ren? Nee, ek het die kamp in gedagte. Maar God vertrouw jou met sy gees om te wandel, omdat hy weet die pad is lang. Die dag, het nacht en donker dag. Die licht skyn en vanavond is het donker. Jy kan maar open. Die jaar het winter en somer. God bemachtig jou nie net vir die dagie, maar hy bemachtig jou vir die aand. Gelukkig kan ek verder preek. Is hier nog nie. Ek kan ons nog nie sê, jy met jou so jy gelijk jy nog nie in kerk luister. Geliefdes, maar die boodskap kom met liefde. Ek kyk die skrif. Die mense wat op die Here wag, en ek kry nuwe krag. Ek kry nuwe lewe. Die Bybel beskryf die Here, hy sê, hy is lewendmakend. En hy gee lewe in oorvloed. En ek wil net verduidelik, geliefdes, sodat u die woord van God verstaan. En om te wandel met sy gees, moet jy weer gebore word. Jy moet bekeer, jou sonde bely en laat staan. Nou gee God jou sy gees. Ek lees die boeke van Romeine. Die boeke van Romeine sê, as jy God se gees het, dan behoort jy aan God. Jy is sy eiendom. Die voordeel om met sy gees te wandel. My probleem raak God se probleem. Terwille van sy gees. My vyand raak God se vyand. Terwille van sy gees. Stry God nou vir my.
hou. As ek regop loop en ek hou my ster, ek kan dit doen, want hy wat met my is. Die Bijbel sê, aan hom behoort die krag. Hy kan nie verloor nie. Hy het nie gelyke nie. Hy is my God, die bewaarder van my sin. Dankie Jesus. Geliefdes, ek wil u bemagtig. Hou op kyk net teen as jy die Here aanneem, dan moet jy nou die skelm drinker en los. Das baie weens. Geliefdes, ek lyk even van my kop afraak. Vanoggend toe ek die woord van God lees. Die Bijbel sê in die Nuwe Testament, as jy God se gees besit, dan bid hy namens alles op aangeleerd. Al ken ek die woorde nie, al kan ek nie bid nie, maar sy gees hier binne in my, wat God se dietes ondersoek. Hy praat in God se oor namens my. Hy sê my God, Vader, die las is te zwaar. Dan skop God se woord in, dan maak hy my las ligter, dan maak hy my juk sagter, want ek wandel met hom. Wat 'n voorreg is dit om God in my lewe te
jou te red en jou te bemagtig van dit wat voor lê. Dankie Jesus